Baie welkom aan al die graad 10 daar buite by ons Media 24 aanlyn wiskunde klas en ons gaan begin met les 6 en ons is van die oulike hoër volksskool hier op Potchefstroom en ek gaan sommer nou van die geleentheid gebruik maak en ek gaan vir een van ons graad 10 leerders, Moller van der Berg, gaan ek vra om dan die res van die spannetjie aan julle voor te stel. Oor na jou toe, Moller. Hallo almal, soos julle gehoor het, ek is Moller van der Berg. Ek glo julle ken ons nou al, maar ek sal vir Corneille Prinsloo aan, ons cricketheld by die skool. En dan het ons vir Zanel Winter, die breins tussen ons drie leerders, en dan gee ek die woord weer terug aan meneer Mordijn. Dankie. Daar sê, baie dankie. Moller, as jy kan sien, Zanel is die enigste roos hier tussen al ons dorings. Reg, en ek gaan dadelik begin en ek gaan my leerders vra, kan julle die skyfies daar so sien op julle skerm? Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Ja, meneer. Daar sê. En kom ons begin. Nou, ons is natuurlik besig met die beste vak in die wêreld, naamlik wiskunde. En ons kyk vandag na trigonometriese verhoudings en ons is by deel 2. En onthou wat ek vir julle gesê het, wiskunde wil ons altyd 'n glimlag op daardie gesig sien. Wiskunde mag jou nooit tot trane dryf nie. Jy mag nooit moedeloos raak met wiskunde nie. Daar is letterlik 'n paar goedjies wat jy elke dag moet leer en ken en dan sal jy altyd sukses behaal veral met die moeilike probleme in wiskunde. Nou, ons is nou vir die afgelope paar lesse ons besig met trigonometrie en ons gaan elke keer daarmee begin sodat jy uiteindelik sal agterkom, maar wat behels trigonometrie dan nou presies? Nou, trigonometrie stel belang in die verhouding tussen die hoeke en die sye van driehoeke. Nou, baie belangrik, toe ek so 2 lesse terug, die eerste keer vir jou hierdie definisie gegee het, toe het jy nie regtig geweet waar in wiskunde dit mooi toegepas kan word, né? Nou, met ons vorige les het jy nou mooi agtergekom, hoe kan ek die verhouding van sye en hoeke by mekaar uitbring in 'n vergelyking met behulp van trigonometrie? En wat baie belangrik is op die einde dag van trigonometrie is, die rede hoekom ons dit leer is, want ons wil graag sekere hoeke en sye kan vind, sonder om fisies dit te meet, sonder om daai maatband uit te rol, sonder om daai gradeboog te gebruik. En al ons dit kan doen is deur as jy 'n begrip en deeglike kennis van hierdie verhoudings het, dan stel dit ons in staat om onbekende hoeke en sye te bereken, sonder om van die werklike metingsinstrumente gebruik te maak. En ons het al gister gekyk na sin, kos en tan, en die oomblik as ons praat van trigonometrie, graad 10, dan moet jy weer is die afdeling van wiskunde wat gaan oor sin, kos, tan, en natuurlik ook hulle omgekeer is. In ons vorige les het ek vir julle die trigonometriese verhoudings het ek vir julle gegee, en ek het ook vir julle gesê, dit is baie belangrik, dat jy hierdie trigonometriese verhoudings baie goed moet ken. Die oomblik as jy in 'n triegtoets instap, of die oomblik as jy in 'n eksamenlokaal instap, en jy skryf byvoorbeeld die deel van die vraestel wat gaan oor trigonometrie, dan gaan jy sukkel as jy nie die trigonometriese verhoudings ken nie. En het niemand om daarvoor te blameer nie. Hier is letterlik 'n geval van ken. Jy moet nie dit verstaan, hierdie verhoudings nie, jy moet net die verhoudings ken. En dan sal die moeiliker goed makliker verstaan kan word. Nou, onthou soos jy gesê het, is dat sin. Sin is 'n opdrag. As ek by 'n hoekie gaan staan, is sin die opdrag wat sê, vanaf hierdie hoekie moet ek die teenoorstaande sy op die skynsy sit. En die omgekeerde van sin is cosec, wat beteken ek moet die skynsy op my teenoorstaande sy gaan sit. En jy kan nooit die woordjie sin op sy eie gebruik nie. As ek sin skryf, moet daar altyd 'n hoekie langs sin staan. As ek gaan kyk na kos, kos gee vir jou opdrag. Kos sê vir jou, as dit die hoekie is waarvan ek moet werk, is die opdrag van kos, ek moet die aangrensende sy op die skynsy gaan sit, en dit gee ons my 'n verhouding. Die omgekeerde van kos is sec, en sec se opdrag is weer skynsy op die aangrensende sy. En dan laaste, die tan van 'n hoekie, as ek by die hoekie sou gaan staan, hoe moet ek nou werk? Wat is die opdrag van tan? Die opdrag van tan is, jy moet die teenoorstaande sy, moet jy op die aangrensende sy, moet jy dit gaan skryf. En nou, wat is die omgekeerde van tan van 'n hoekie? Dis kot van 'n hoekie, en dit is dan die aangrensende sy op my teenoorstaande sy. En dan het ek gesê, graad 10, wat baie belangrik is,
jy moet die definisies van die trigonometriese verhoudings ken. As jy dit nie ken nie, gaan jy ietwat bietjie sukkel. Nou, kom ons kyk geweer, hier het ek 'n pragtige driehoek ABC, so Moller, ek dink ons gaan gou 'n bietjie hierdie probleem doen. En ek sê vir jou daai hoekie is 35 grade. Ek sê vir jou die sylengte van die skynsy is 20, AC is 20. En nou vra ek die volgende vraag. En ek sê vir jou heel eerste, bereken die volgende. En wat wil ek hê jy moet bereken? Jy moet vir AB bereken, dan moet jy vir BC bereken, en dan moet jy die hoekie A gaan bereken. Nou Moller, ek wonder nou, as ons sou begin met hierdie spesifieke probleem, en ek wil vir AB bereken, sê gou vir my, as ek gaan kyk na my hoekie 35 grade, wat is hierdie sy altyd van my reghoekige driehoek? Dis die skynsy, meneer. So hierdie sy kan nooit verander, dis altyd die skynsy. En hier is die hoekie 35 grade. En as ek vir AB soek, hier is AB. AB is hierdie sy hieronder. Watter sy is AB vanaf die hoekie 35 grade? Dit is Is dit my aangrensende sy, of is my teenoorstaande sy? teenoorstaande, meneer. Baie mooi, Moller sê dis die teenoorstaande sy. So Moller, Ja. watter een van my trigonometriese definisies, van die trigonometriese verhoudings, het die teenoorstaande sy en die skynsy in die verhouding? Sin, meneer. Sin. Sin. So wat weet ek? Aha, die sin vanaf hoekie C is my teenoorstaande sy, naamlik AB, op my aangrensende, op my skynsy, naamlik AC. Ja. So teenoorstaand op skyn, so die sin van C is AB op AC, maar ek weet dat die hoekgrootte van C is 35 grade, so dit word eintlik die sin van 35 grade, is gelyk aan AB, ek soek vir AB, so ek skryf hom as AB nog steeds, en in die plek van AC sit ek 20. So ek weet, daar het ek my 20 wat ek daar so insit. En dan, wat is AB? Wel, Moller, wat het ons gister gesê, die oomblik as ek my triegpunksie en 'n hoekie is gelyk aan 'n verhouding, wat kan ons altyd doen om die probleem makliker op te los? Kruisvermening, soos kruismaal, meneer. Ja, en wat beteken kruismaal? Kruismaal beteken, ons kan 20 op gaan kruismaal, en terselfdertyd kan ons sin 35 gaan afkruismaal. Stem my saam, okay? Ja, meneer. So, maar hoekom sal ek nou dit wil doen, want ek wil vir AB alleenig hê? So, wat is die enigste plan wat ek hierso hoef te doen? Om vir AB alleenig te kry? 20 oorvat, nee, meneer. Soos Ek gaan kruismaal. net die 20 oorvat. En as ek die Ja. 20 oorvat, wat staan aan hierdie kant hierso? Gedeel deur, wat sin 35 gedeel deur Die sin 20. 35 gedeel, en onthou 20 word opgekruismaal. So O, ek o, het sin van 35 grade, okay. maal met 20. Stem my saam, Moller? Ja, Dus ek ja. vir AB gaan kry, en as ek dan vir Okay. AB gaan bereken, gebruik ek my sakrekenaar, dankie tog vir my goeie vriend die sakrekenaar, en as ek dit gaan indruk, naamlik sin 35 maal met 20, dan kry ek vir AB, en AB is dan 11,47 eenhede. My volgende vraag, en voor ek my volgende vraag gaan doen, kom ons maak seker jy skryf daar 11,47 op jou driehoek. Nou die volgende vraag is, ons moet vir BC bereken. So, kom ons dink gou 'n bietjie hierso oor BC. Hoe gaan ek vir BC hier kan bereken? Soos Corneille, as ek vir BC wil bereken, en ek het die hoek 35 grade, ek sit met 'n skynsy wat vir my gegee is. Ek probeer altyd werk met wat die eksaminator gegee het. En nou sit ek met BC, watter tipe sy is BC ten opsigte van die hoekie 35 grade? Dis die aangrensende sy, meneer. So watter trigonometriese verhouding, Corneille, het ek skynsy en aangrensende sy in dieselfde verhouding? Kos, meneer. Natuurlik kos, want dit altyd is kosas, nie impies nie Zulus nie, kosas. So dis A op S. So ek kan dadelik gaan sê dat die kos van C, so as ek by my hoekie C staan, dan sê my instruksie, kos se instruksie is altyd, jy moet die aangrensende sy op die skynsy skryf. So in hierdie geval is dit BC op AC. Maar ek weet mos nou 'n bietjie van beter. Ek weet dat C
is 35 grade. So die kos om 35 grade is gelyk aan BC op 20. En nou kan ek gaan kruismaal. En Corneil, wat gaan ek hierso doen? Gaan ek op kruismaal en af kruismaal of hoef ek net een keer op te kruismaal? Meneer, jy hoef net een keer op te kruismaal sodat BC alleen kan staan. Dan gaan aan die een kant kos 35 grade maal 20 staan, is gelyk aan BC. Baie mooi. So as ek hierdie 20 gaan kruismaal op, dan kry ek kos 35 grade maal met 20 en dis mos gelyk aan BC. En ek het my goeie vriend die sakrekenaar het ek klaar hier om my te help. En as ek nou kos 35 grade maal met 20 in my sakrekenaar gaan intik, gaan ek 'n antwoord kry van 16,38. En wat beteken dit? Ek kan dadelik daardie 16,38 kan ek daar gaan skryf. Nou, ek het 'n vraagie, Corneil, terwyl ons gou so is, kom ons sê net gou vir die graad 10 leerders daar buite. Wat is baie interessant van hierdie driehoek? Watter sy is die langste? Die skynsy, die sy wat teenoor die grootste hoek is, meneer. Daar sy. Corneil sê hierdie is my langste sy, naamlik 20, maar kom ons kyk gou watter hoek staan oor 20. My grootste hoek naamlik 90 grade. Stem my saam? Okay. Ons kon dadelik gesê dat hierdie hoekie is 55 grade, want as daai ook 35 grade is, dan is hierdie hoekie 90 grade wat my gegee is, en dan moet hierdie 55 grade wees. Nou die vraag is, tussen die 55 grade en die 35 grade, watter grade is die grootste, Corneil? Die 55 grade, meneer. Nou kom ons kyk watter sy staan teenoor 55. 16,38. Is 16,38 eenhede langer as 11,47 eenhede? Ja, meneer. En dis presies waar het gaan. Teenoor jou grootste hoek is altyd die langste sy. En hoe groter die hoek, hoe groter is die sy wat teenoor die hoek gaan staan. Maar kom ons kyk gou, ek het dit sommer net baie intuïtief gou op die diagram geskryf dat A is 55 grade, want dis eintlik iets wat jy kon gedoen het sonder 'n berekening. Maar kom ons kyk, hoe kan ons dit in eksamen neerskryf? Ons gaan sê A is 55 grade en watter teorie in wiskunde het ek daar gebruik? Zanel, jy kan my gehelp met hierdie een. Hoe het ek by A is gelyk aan 55 grade uitgekom? Want die binnehoeke van 'n driehoek is altyd 180 grade, meneer. Baie mooi, so Zanel sê 90 plus 35 by mekaar getel, toe kry sy 125 grade, en toe sê sy is doodseker. 125 plus 55 grade gaan vir ons die 80 grade, 180 grade kan gee. Nou is dan nou, maar ek moet jou praat oor 'n spesifieke konsep, naamlik spesiale hoeke. Nou, want ek het gister vir julle gesê dat ek sien dit so dat Trieg het hulle eie planeet. So ergens daar buite is daar 'n planeet waarop die mannetjie sin, kos en tan is, né? En ek het tot vir julle gesê dat onthou hulle drink hulle eie koeldrank daar, naamlik Tanta. En nou is dit met spesiale hoeke. En spesiale hoeke is dan nou is eintlik niks anders as koninklike hoeke nie. Dit wil sê as ons praat van sogenaamde royal family. So dit wil sê spesiale hoeke is daardie hoeke dat al die ander hoeke moet eintlik maar voor hulle basies, hoe kan ek vir sê, kniel. Dis eintlik waaroor dit gaan. So kom ons kyk gou, wat gaan spesiale hoeke vir ons vorm in trigonometrie en hoekom is spesiale hoeke dan eintlik vir ons belangrik? Nou, Zana, ek het 'n driehoekie hierso geteken en ek gaan daardie hoekie A noem, ek gaan daardie hoekie B noem en ek gaan daardie hoekie C noem. Zana, hierdie driehoek is gelyksydig. Wat beteken 'n gelyksydige driehoek? Meneer, sy is altyd ewe lank. En as al drie die sye ewe lank is, wat weet ek van die hoeke af? Die hoeke is altyd 60 grade, meneer. Daar sê. So, 'n gelyksydige driehoek beteken daai hoek is 60 grade, daai hoek is 60 grade en hierdie hoek is 60 grade. Baie mooi, Zanel. Zanel, as AB gelyk is aan 2 eenhede, hoe lank is AC? Ook 2 eenhede, meneer. En hoe lank is BC? Ook 2 eenhede, meneer. Ook 2 eenhede. So hier het ons nou 'n
gelyksydige driehoekie, waarvan al 3 my hoeke is 60 grade, en ek het gesê my een sy is 2 eenhede lank, wat beteken, al die ander sy is dan ook 2 eenhede lank. Nou, ek het nou vir jou 'n vraag, Corneille. Ek vat nou hierdie hoek van 60 grade hierbo weg. En ek gaan nou vir jou sê hoekom. En wat ek nou gaan doen is, ek trek hierso 'n loodlyn. Vanaf die hoekpunt B na die teenoorstaande sy, daar gaan ek 'n loodlyn insit. So, dis die lyn BD en daai hoekie is 90 grade. Nou, Corneille, ek wil by jou een ding weet, of kom ek vra hier vir Zanel eers, en dan sal ek vir Corneille vra. Zanel, wat weet ek van hierdie 2 driehoeke af nou? Wat weet ek van driehoek ABD af, en wat weet ek van driehoek BDC af? Meneer, dis reghoekige driehoeke. Dis 2 reghoekige driehoeke, maar Zanel, kom ons kyk net gou hierso, na driehoek ABD. En dan kyk ons na driehoek DBC. Is BD in die een driehoek gelyk aan BD in die ander driehoek? Ja, meneer. Dis 'n gemeenskaplike sy, Ja. stem ons saam. Ja, meneer. Is die skynsy AB aan my linkerkant se driehoek, is dit net so lank soos die skynsy BC aan my regterkant se driehoek? Ja, meneer. Okay. En ek het 'n 90 grade hoek hierso, en wat is die hoekgrootte hierso ook? Ook 90 grade, meneer. So as jy gaan terugdink aan graad 9 wiskunde, wat weet jy van 2 driehoeke waarvan die reghoeksy en die skynsy en die 90 grade in die een driehoek ooreenstem met die ander sy in die ander driehoek? Meneer, is hulle nie gelykvormig? Nie heeltemal gelykvormig nie. Hulle gaan ook gelykvormig wees, maar as ons anderste, wat gaan gewoonlik saam met gelykvormige driehoeke begin met 'n K? Of julle het saam gedoen dieselfde tydperk toe die kurrikulum gedoen in graad 9? As 2 driehoeke dieselfde vorm het en presies dieselfde grootte, wat noem ons daai 2 driehoeke? Wat is hulle vir mekaar? Hulle is kongruent, meneer. Daar's sy. Soos dan net, hierdie 2 driehoeke is kongruent. So dit wil sê dat daai hoekie daar gaan net so groot wees soos hierdie hoekie hierso. Nou, Zanel, wat gaan daai 2 hoekgroottes daarbo wees? 60. Dit gaan 60 grade saam wees. Ja. So altyd met ewe groot wees. Wat is 60 deel met 2? Ja. Dis 30 grade, meneer. En hierdie hoekie is dan ook 30 grade. Baie mooi. So 30 en 30 gee my saam 60. Nou Chopper, nou wil ek vir jou ietsie vra. Corneille, sê gou vir my, as ek hierdie loodlyn nou hier ingetrek het, en is 'n 90 grade lyn, en ek weet ek het 2 kongruente driehoeke, hoe lank is hierdie stukkie DC? 1 eenheid, meneer. Hoe lank is AD? Ook 1 eenheid, meneer. So ek begin nou hierso meer inligting te kry, want ek het eintlik 3 driehoeke, so ek het 'n groot driehoek, dan het ek 'n kleiner driehoek, en ek het 'n kleiner driehoek, en hierdie 2 is kongruent aan mekaar. Nou, Corneille, my vraag aan jou is, dink jy daar is 'n manier hoe ons BD kan bereken? Ja, meneer. Met behulp van wat? Stelling van Pythagoras, meneer. Ons goeie ou vriend, die stelling van Pythagoras. Die stelling van Pythagoras sê vir ons kon gesê het, AB kwadraat, so AB kwadraat my skynsy, is gelyk aan AD kwadraat plus BD kwadraat. Of Corneille, ons kon 'n bietjie trigonometrie ook gebruik het, stem my saam. As ek by die hoek 60 grade gestaan het, kon ek gesê het, vanaf 60 grade, wat is BD van 60 grade? Ja, meneer. Dis die teenoorstaande sy. En dis my skynsy, so ek al gewerk het met die sin van 60 grade is dit op dit ook. Stem my saam. Ek kon dit ook gedoen het. Maar kom ons werk met die stelling van Pythagoras. In AB se plek kan ek 'n 2 sit en in AD se plek kan ek 'n 1 sit en dan kry ek dat BD kwadraat is gelyk aan 3. Stem my saam. So wat is BD se antwoord? 3, meneer. 3 eenhede. Is BD 3? BD kwadraat is 3. So wat is Ja, BD? meneer, jy moet net die kwadraat wegvat, meneer, sorry. En hoe vat ek die kwadraat weg? Ek kan hom net steel. Sit hom binne in 'n wortel, meneer. So, ons praat van worteltrekking aan beide kante. So ons BD gelyk aan wortel
3. So wat weet ek is die lengte van BD? Die lengte van BD is wortel 3. So, dis nie regtig 'n moeilike konsep wat ons hier gedoen het nie. En julle gaan nou sien hoekom het ons hierdie gedoen. So, watter hoeke kom julle agter is nou in my driehoek? 60 grade, 30 grade. Hierdie twee hoeke is deel van die koninklike familie van trigonometrie. Dit is die Royal Family, so 30 grade en 60 grade, dit is, so te sê, die blou bloed van trigonometrie. Ons gaan nou 'n bietjie verder kyk na daardie twee hoeke. Moller, nou wonder ek, as ek vir jou 'n driehoek gee, en ek noem daai A, B, en daai hoek is C, en kyk wat doen ek nou, ek sê vir jou daai hoek is 45 grade, so Moller, hoe groot is die hoek B? Moller is er nog hier. Hallo. Sorry, my mic was gemute. Okay, nou is Kan dit meneer my nou wat is die hoor? grootte van B? 135 meneer. Of wat? Nee, wag. Ja, kyk gou mooi. Ekskuus, 50. So ek van nou 90 grade, 45, 50. So is my wiskunde verkeerd. O, is 45. 45 O, ekskuus. Ja, ekskuus. Ek dink so dom, jammer. dit is omdat het 'n Vrydag is, so ons almal is nou klaar by naweek, né? So Dis daai is 45 lekker. grade. Okay. So Muller, my vraag aan jou is, as AB een eenheid is, hoe lank is Ja. AC? AC. Dit gaan ook een wees, meneer. Nee, want dis dieselfde hoek. Wat weet ons, teenoor dieselfde hoekgroottes is dieselfde sydlengtes. So Ja. teenoor 45 grade as daar een eenheid is, so teenoor daai 45 grade is daar ook 'n eenheid wat daarso is, né? Want sye teenoor gelyke hoeke is gelyk. Ja. Nou Muller, my vraag is, ons wil vir BC uitwerk. So watter stelling kan ek gebruik om vir BC uit te werk? Stelling van Pythagoras. So BC kwadraat is gelyk aan AB kwadraat plus AD kwadraat. So daar het ek hom. In BC se plek kan ek 'n of in AB se plek kan ek 'n 1 sit. In AD se plek kan ek 'n 1 sit as ek daarna gaan kyk. Okay. En wat kry ek as BC kwadraat? Dis 2 wortel 2 BC kwadraat is 2, so wat is BC? wortel 2. BC is dan wortel 2. So as ek wortel 2 daar gaan insit, so daar is my wortel 2. En kyk gou mooi watter hoekgrootte kom hierso na vore. 90 is teenoor staan. Nee. Okay, maar kom ons kyk, ek het 90 en ek het 45 grade. Ja, So kyk nou hierso. En dis ook weer bewys. En hierso het ons nou ons spesiale hoeke tabel. En dit moet julle vir julleself neerskryf, want hierdie gaan julle help om wiskunde eintlik baie makliker te kan maak. My spesiale hoeke tabel is as volg. Ek begin met 'n H. En die H staan vir hoeke. Nou kom ons kyk gou. Corneille of Zanel. In die driehoekie wat ons die konstruksielyn ingesit het, watter twee driehoeke was daar? Watter twee hoeke was daar? Daar was mos by daai reghoekige driehoeke, meneer. Ja. Daar was Want mos as die loodlyn aangetrek het, het ons mos hoekies, nuwe hoekies gevorm. ja, daar was 'n 60 grade en 'n 30 grade. Ja, sê. Ons het eers die 30 grade in die tabel en dan sit ons die 45 grade in die tabel. En waar kom die 45 grade vandaan? En watter driehoek is die 45 grade gesien? Meneer, in die groot nee, ek weet nie. Dit was die driehoek wat ons mos die wiskunde saam met Muller gedoen het, né? Ja. Ons mos daar 45 grade en hier is Zanel en Corneille se 60 grade. So stem jy dit saam in die twee vorige prentjies waarna ons gekyk het, was dit 30 grade, 45 grade en 60 grade was die hoeke wat ons die hele tyd in berekeninge kon gekry het. So Gratina, as jy twyfel, vries die video greep, draai hom terug en gaan kyk 'n bietjie weer wat het ons in daardie drie hoeke gedoen. So dis definitief hoeke 30 grade, 45 grade en 60 grade wat vir my belangrik is. Nou onder hierdie H sit ek 'n A, 'n T en 'n S. So ons praat altyd van die Hats tabel, soos in wiki, Hats tabel. En kom ons dink gou, Zanel
in ons definisies, waarvoor dink jy staan die A? Watter sy is A? Is dit die Die skynsy, is dit teenoor, dis die aangrensende sy, baie mooi. Moller, waarvoor staan die T? Teenoorstaande, meneer. En Corneille, ek gee 3 raaie, waarvoor staan die S? Die skynsy, meneer. Dis die skynsy. En kyk gou werk hierdie tabel. En weer eens, julle gaan nou sien waar kom al hierdie waardes vandaan. Die tabel werk as volg. Ek begin altyd wortel 3, 1, 1. En dan gaan ek na my middelste ry en kyk wat doen ek. Ek gaan hierdie hele ry, gaan ek nou net weer agterste voor omskryf. So nou begin ek met wortel 3, 1, 1. So al wat ek gedoen is ek my eerste ry het, my tweede ry skryf ek hom net van agteraf. En kyk wat gebeur my laaste ry. 2, wortel 2, 2. So my laaste ry het als 2's in. En dan die middelste blokkie is 'n wortel 2. Nou, julle gaan nou sien presies hoe ek hierdie tabel saamgestel. En Gratine, jy moet hierdie tabel uit jou kop uitken. Nou wil ek vir julle sê, ek het gewerk met 2 driehoekies. Party onderwysers gaan werk met spesiale driehoekies, wat hulle vir jou 2 driehoekies gaan neerskryf. Ek kan nogal van die tabel, want die tabel sê vir jou al 2 die driehoekies se inligting is in een tabel wat vir jou gegee is. Maar jy kan kies wat ook al vir die maklikste gaan wees. Nou, net om vir julle te wys, hoe het ons hierdie tabel saamgestel. Kom ons gaan na Moller se driehoek toe. Moller se driehoekie het net die 45 grade in. So kom ons gaan staan gaan by 45 grade. My vraag aan jou, Corneille, wat is die definisie van sin 45 grade? Teenoorstaande sy op jou skynsy, meneer. So dit wil sê dis T op S, stem my saam. Ja, So, meneer. Corneille, as ek by 45 grade staan, wat is my teenoorstaande sy? 1, meneer. En wat is my skynsy? Die wortel 2, meneer. En kyk wat staan teenoor die T, 'n 1. En kyk wat staan teenoor die S, 'n wortel 2. So dis hoe ek hierdie rytjie voltooi. Dis ook weer is die inligting wat in hierdie kolom daar moet wees. As ons aangaan Zanel, kom ons kyk na die volgende driehoek. Kom ons kyk na 30 grade. Hoe het ek hierdie A teen S hierso gekry? Kom ons gaan sit gou eers ons vinger op 30 grade. Okay? So my vraag aan julle is, as ek kyk na 30 grade, kom ons begin by sin van 30 grade. Wat is die definisie van sin? Meneer, dis moet die teenoorstaande sy op die skynsy. So, kom ons kyk gou. So sin is teenoorstaande op skyns. So dit wil sê dis teenoorstaande op skyns. Nou kom ons kyk vanaf 30 grade, wat is die teenoorstaande sy? Dis AD wat dan een eenheid is. En dis waar hierdie 1 vandaan kom. Op my skynsy, en as ek sê teenoorstaande op skyns, wat is my skynsy? 2, meneer. Dis ook hierdie kry. Kom ons kyk, wat is die kos van 30 grade? Wat is die definisie van kos 30 grade? Dis aangrensend op skyns, meneer. So aangrensend, wat is aangrensend? Wat is die A? Wortel 3, meneer. Jy sien ek kom wortel 3 langs A staan. So hoe het ek hierdie tabel saamgestel? Kom ons kyk gou by 60 grade. As ek by 60 grade staan, kom ons kyk gou, wat is die tan van 60 grade? Hoe definieer ek die tan van 60 grade? Dis die teenoorstaande sy op die aangrensende sy, meneer. So dit is wortel 3 op 1. So as ek by 60 grade gaan staan, wat is my teenoorstaande sy vanaf 60 grade? Wortel 3, wat is my aangrensende sy? 1. Dis hoe ek hierdie hele tabel voltooi het. So Gratine, ek sê weer eens, kyk wat jou onderwyser doen. Party onderwysers hou daarvan dat jy 2 driehoekies moet leer. Nou ek het mos nou vir julle die driehoekies geleer wat ons gebruik het. Ek hou daarvan om al die inligting op een tabel te gaan skryf, want dan het jy al die inligting klaar by jou. En nou hier is julle huiswerk, en julle moet seker maak dat skryf julle huiswerk af, want met ons heel eerste, of wanneer ons met ons volgende les gaan begin, gaan ons heel eerste sommer met hierdie sommetjie in die huis val, en dit sê bereken sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie. En wat moet jy bereken? Jy moet die kos van 30 grade, maal met die tan van 60 grade, deel met die sek van 45 grade, moet jy gaan bereken.
So, dis julle almal se huiswerk en ons gaan met die volgende les wat les 7 is, gaan ons heel eerste met hierdie sommetjie begin. Nou, al wat ek vir jou kan sê is, jy moet waardes skryf vir kos 30. En waar gaan ek die waardes van kos 30 moet kry? Vanaf hierdie tabel. Ek moet 'n waarde kry vir tan 60 vanaf die tabel. Ek moet 'n waarde kry vir sek 45 vanaf die tabel. As jy jou definisies ken en jy ken jou tabel, gaan hierdie nie vir jou 'n probleem wees, né? So, Gratina, baie dankie dat julle vandag by ons ingeskakel het. Ons glo julle het sommer baie geleer weer en ons sien vreeslik uit na ons volgende les, wat dan les 7 gaan wees, wat ons 'n bietjie aangaan met trigonometriese verhoudings en wat ons als gaan opbou aan die einde tot by die oplos van trigonometriese vergelykings. So, van al ons leerders en personeel van die Hoër Volksskool af, hoop ons julle het regtig nogal lekker geleer hierdie week en dat julle lekker naweek gaan hê en dan sien ons mekaar dan weer maandag vir ons volgende les.